So kom ons sluit ons oë en dan begin ons vanoggend net eers om die Here net eers welkom te heet en net eers vir hom net te sê dat ons gereed is en ons harte gereed te maak om te ontvang hierdie ongelooflike woord wat vanoggend vir ons wag. So sluit gou die oë en dan bid ons net eers saam. Vader, baie, baie dankie vir hierdie ongelooflike oggend, Here, wat ons net by mekaar kan kom en net by u voete kan kom sit, Here. En wat ons die vrae wat op ons harte is, net by u kan kom lê en waar u kan vir ons kom antwoorde gee uit die woord. Dankie, Here, dat ons net kan kom ontvang, Here, die liefde wat so ryklik uit die hart uitvloei. En Here, ek wil kom bid vir elke hart vanoggend. Elke persoon wat daar voor hulle foon of rekenaar sit, Here, dat u net so intens vir hulle sal wys, Here, hoe lief u hulle het, hoe kosbaar hulle is en hoe belangrik hulle vir u is. Vader, ek bid dat u vir elkeen van ons sal help om ons doel vir die lewe te vind, Here, en werklik te verstaan hoekom ons hier is en dat ons passievol kan lewe. Here, ek vra dat hierdie saad wat vanoggend gesaai word op vrugbare grond sal land, dat ons harte sal oop wees, Here, om te ontvang en dat u elke woord wat uit my mond uitkom, dat u dit sal vat, Vader, en dat die ore sal oop wees om te hoor en Here, dat u my net sal help om met suiwer oor te dra. Dankie, Here, vir u getrouheid en dat ek weet, Here, hoe belangrik elke persoon vanoggend vir u is. Ek dank u daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Nou, julle, vanoggend wil ek eers begin deur vir jou iets te vra. Het jy al ooit gewonder, wat beteken hierdie lewe? Wat is die doel van die feit dat jy op aarde is? Hoekom op aarde is jy hier? Het jy al ooit vir jouself gevra, wat is die doel van alles? Ek meen, ek staan elke oggend op, ek gaan werk toe, ek maak geld, ek kom by die huis, ek maak die huis skoon of wat ook al, ek gaan slaap weer, môreoggend staan ek weer op, ek gaan maar weer werk toe, ek kom maar weer huis toe, ek eet, ek slaap, en al die siklus hou net aan, en wat is die punt dan van alles? Wat maak dit saak? En party van ons begin 'n besigheid, en ons bou 'n besigheid, en COVID kom, en daar gaan alles, en wat is die doel dan van alles? Hoekom is alles ooit hier, en hoekom is ek hier? Miskien het selfs jou ma en pa vir jou gesê, jy was nie beplan nie, jy was 'n fout. Jy was 'n oepsie daisy. En dalk het jy selfs het hulle selfs vir jou gesê hulle wou jou nie eers gehad het nie. En het jy al regtig gevoel jy is op hierdie aarde, maar eintlik verstaan jy nie hoekom is jy enigsins hier nie. Jy verstaan nie want niks werk uit nie. Daar's nie 'n doel met al hierdie goed nie. Dit voel net vir jou, die siklus gaan net aan en jy het nou al hierdie goedjies bymekaar gemaak en nou gaan jy dit net vir jou kinders gee en dit is net alles vir niks of jy het alles verloor. Baie van ons het goed in COVID verloor. En wat is die doel dan van alles? En miskien staan jy in die oggend op en jy is nie eens lus om uit die bed uit op te staan nie, want jy kry nie jouself uit daai bed uit nie, want wat is die doel tog dan nou eintlik? Ek is nie lus vir die werk nie, ek is nie lus vir die dag nie, ek voel net ek beteken niks en my lewe het nie 'n doel nie. En daar's 3 vrae wat op een of ander stadium, op een of ander manier oor elkeen van ons se lippe en in elkeen van ons se gedagtes draai. En die eerste een daarvan is, dit gaan oor jou bestaan. Hoekom leef ek? Hoekom is ek hier? En die tweede een gaan oor jou betekenis. Maak my lewe enigstens saak. En die derde een gaan oor intensie. Goed, ek gaan net van die vraag af gou weer vat. En die eerste vraag is, hoekom leef ek? Nee? Nou, dis 'n eeuoue vraag wat Jeremia dit ook gevra in Jeremia 20 vers 18, waarin hy sê, waarom is ek gebore? Is dit net om ellende en pyn te beleef en my lewe lank verneder te word? So, hy wou ook geweet het, hoekom leef ek? Hoekom is ek hier? Nou, die wêreld gebruik 3 verskillende tipes benadering. Okay, so die eerste benadering wat die wêreld gebruik is die mistieke benadering. So, hulle sal vir jou sê, kyk na binne. Doen introspeksie en dan gaan jy uitvind wat jou doel is op hierdie aarde en hoekom jy leef. Maar die probleem is, dit werk nie, want almal van ons het dit al probeer. So ek het gou op Google gegaan, te Google ek, what is your purpose? Toe kry ek so 'n kort videoetjie van Oprah Winfrey. Nou, ons almal weet Oprah Winfrey, sy weet mos nou baie dingetjies. So ek gaan luister toe net om 'n bietjie te hoor, wat sê sy, what is your purpose?
En sy het in opsomming gesê, leer uit jou foute uit. Moenie opgee nie. Kyk na binne. Vind jou doel. Dit vat tyd, maar jy gaan nie dadelik gaan dit nie duidelik word nie, maar hou net aan. Haar toespraak was baie mooi en sy het 'n groot toejuig gekry. Maar die waarheid is, toe ek klaar my 5 minute uitgesit het, het ek steeds nie geweet wat my doel is nie. Want sy sê ek moet vra wat my laat lewendig voel en daar's 'n waarheid aan dit, want daar's sekere goeders wat die Here in ons geplant het wat ons laat voel. Dit is waarna toe ek getrek word. Dis wat my laat lewendig voel. Maar die vraag is nie wat ek moet doen in die lewe nie. Die vraag is, hoekom is ek hier? Hoekom is ek op hierdie aarde gesit? So die tweede manier hoe die wêreld dit probeer oplos, is 'n selfhelpbenadering. So hulle sal vir jou sê, skep dit, ontdek dit, droom groot, mik hoog, stel doelwitte, doen tydsbeplanning, wees gedissiplineerd en moet nooit opgee nie. Daar is alles baie goeie raad en belangrike goed in ons lewe, want wat dit doen is dit lei tot sukses. So as jy regtig gedissiplineerd is en jy sorg dat jy nie lui is nie en nie terugstaan nie en vorentoe stoot, dan op die ou einde kry jy 'n suksesvolle lewe, maar dit sê nog steeds nie vir my hoekom is ek hier nie. Ek wil Rick Warren quote waar hy sê, the purpose of life is far greater than your personal fulfillment. The purpose of life is far greater than your own happiness. The purpose of life is far greater than your peace of mind or your success. Stephen Furtick het gesê, the purpose of life is determined, predestined in your mother's womb. Kom natuurlik van Psalm 139 af. En hy sê, it's not interrupted or changed by human mistakes. So as dit dan nou so is, en jy moet dit in jouself vind en ontdek en wat, maar God se plan staan vas. So as ek 'n fout maak, gaan God se plan nie ewe skielik nou verander nie, omdat ek nou 'n verkeerde besluit gemaak. Sy plan staan vas. Dan kan die plan nog tog nie binne in my lê en ek moet dit uitbring nie. Want God se doel staan vas. So ek moet eenvoudig sy doel ontdek en ek moet die antwoord van my doel lê dan nie binne in myself nie. Want ek is feilbaar, ek maak foute, ek maak verkeerde keuses. En dit is dan nie waar my doel lê nie. So die derde manier hoe die wêreld dit probeer oplos is 'n filosofiese benadering. So daar was 'n man met die naam Dr. Hugh Moorhead en hy het 250 filosowe het hy vir hulle geskryf en vir hulle gevra wat glo hulle die doel van die lewe is. Nie een van daai manne kon vir hom 'n antwoord gee nie. Hulle was almal in die duister, hulle kon nie 'n oplossing gee nie. Isaac Asimov, wat 'n bekende wetenskaplike is, het hom geantwoord en gesê, sover as wat ek kan sien, is daar nie 'n doel in die lewe nie. Joseph Heller, wat 'n skrywer is, het vir hom gesê, ek het nie 'n antwoord vir die doel van die lewe nie en ek wil ook nou nie meer daarvoor soek nie. Mens kan hoor dat hy geweldig gefrustreerd is met die soeke wat hy alreeds gehad het om die doel van die lewe te probeer vind. Maar dit is tragies, want 'n lewe sonder 'n doel het geen punt nie. Dis nie die moeite werd nie. Dit is dan ook hoekom dit is dan op hierdie stadium die tweede grootste rede waarom daar dood onder tieners is en dit is selfmoord. Want hoekom? Want 'n tiener sê, hoekom is ek hier? Hoekom leef ek? Wat is die doel van my lewe? En ek staan op, ek gaan skool toe, ek word by die skool geterg, die juffrou raas met my, ek kom nie my wiskunde deur nie, dit gaan net nie met my goed nie. En ek gaan slaap vanaand en ek voel nie lekker nie en môreoggend staan ek op en ek moet al hierdie goed weer face. En ek het geen doel, ek sien nie die punt nie. En wat doen ek dan? Ek maak 'n einde aan dit. En dit is hoekom ons moet ontdek wat die doel is. Wat is God se doel? Hoekom het hy my hier gesit? Maar die waarheid is, God het jou gemaak vir 5 spesifieke hoofdoelwitte. En ons gaan daai hoofdoelwitte uitpak in die volgende 40 dae. Gaan ons dit saam ontdek. Maar kom ons kyk net gou eers nou. Wat was God se motief? Toe hy jou geskaap het en op hierdie aarde gesit het. Wat was dit wat hy in sy hart ervaar het? Wat was sy motief? Nou Efesiërs 1 vers 4 sê, so het hy, nog voordat die wêreld geskep het, ons in Christus uitverkies, om heilig en onberispelik voor hom te wees. Ek wil hom in die Amplified Bible, dit is nou Engels, maar so vergewe my, maar
Hy sê net beter wat ek op hierdie oomblik vir julle wil oopbreek uit hierdie woord uit. Hy sê in die Amplified Bible, long before he laid down the earth's foundation, he had us in mind. And he settled on us as the focus of his love, to be made whole and holy by his love. Jy sien, voordat God nog eers hierdie aarde geskep het, het hy aan jou gedink. En hy het jou reeds lief gehad. En toe skep hy jou, nie omdat hy alleen is nie, en nie omdat hy jou nodig het, of omdat hy verveeld is, of omdat hy alleen is, of eensaam. Hy skep jou, omdat hy jou wil lief hê. Want jy is, soos hy daar sê, the focus of his love. Hy wou jou skep, omdat hy jou wou lief hê. Hy wou hierdie aarde skep, sodat ons op hierdie aarde kan leef, sodat hy ons kan lief hê. Hy het aan jou gedink. So jy is gemaak vir God se liefde. En vanoggend gaan ons eers op daai vraag se antwoord op dit fokus. Ons net vir mekaar gaan sê, hoekom is ek hier? Omdat God my wou lief hê. Hy wou sy oneindige liefde op my uitstort. En dit alleen is 'n rede om in die oggend op te staan. Die tweede vraag wat ons vanoggend wil antwoord is, maak my lewe enigsins saak? Maak dit saak? Is daar enigsins 'n significance, om die Engelse woord te gebruik, aan my lewe? Is dit significant? Nou Jesaja het dit ook gevra in Jesaja 49 vers 4. Hy sê, ek het gedink, ek het my te vergeefs vermoei. Ek het my heeltemal verniet afgesloof. In die Tweede Wêreldoorlog het hulle 'n klomp werkers, hulle laat mos die ouens so oranje pakkies aantrek, en as hulle nou soos aangehou word, en dan gee hulle nou vir hulle werk, dan moet hulle nou sekere dinge doen. Maar toe dan nou, op 'n stadium toe het hulle nou niks vir hierdie manne om te doen, hierdie tronk ouens, of die ouens wat gevang is na die Tweede Wêreldoorlog, het hulle nou nie vir hulle iets om te doen nie. En toe besluit hulle wel, hulle kan nou nie al die hele dag hier net laat sit nie, want dan is dit ook nou 'n probleem. En toe het hulle bourommel, wat hulle toe nou vir hulle sê, hulle moet van hierdie punt af skuif na 'n hele end verder. So hulle skuif hierdie bourommel en dra dit heeldag rond, en hulle sit dit toe aan die ander kant. Maar môre is daar toe nog net steeds niks van om te doen nie. Toe sê hulle vir hierdie ouetjies, okay, gaan nou weer, dan vat julle nou daai bourommel en dan bring julle dit weer terug hiernatoe. En so doen hulle dit, en môre kom hulle weer, en hulle sê, okay, nou vat julle die bourommel weer, en dan skuif julle dit weer soontoe. En dag na dag het hulle hierdie bourommel laat op en af skuif. Maar wat nou die interessante ding is dat hierdie ouens begin mal word het. En wat is die punt hiervan? Hulle het 'n lewe geleef wat geen punt en geen doel gehad het nie. Hulle het heeltemal mal begin word. Hulle het hulle self voor die wagte gegooi en die wagte gesmeek om hulle dood te skiet. Hulle gesmeek om hulle asseblief net 'n einde te maak hieraan, want hulle kon dit nie meer doen nie. Nou as jy so voel asof jy so opstaan en werk en huis toe gaan en slaap en weer begin in die siklus en voel of dit ooit saak maak, dan kan 'n mens ook so voel asof jy wil begin mal word. En daarom is dit vir ons belangrik dat jy die antwoorde op hierdie vrae soek en kry. So daar's 3 vlakke waarop mense leef. Party mense leef, hulle oorleef net. Dit beteken hulle bestaan net, hulle word beheer deur hulle omstandighede, so hulle gaan net van dag tot dag, soos 'n wiel wat draai, ratte wat net draai. So ek doen net wat voorkom en ek gaan net aan en ek gaan werk toe, kerk toe, huis toe, winkel toe, is net oorlewing, bestaan net. Daar's geen doel, daar's geen punt, daar's geen passie, daar's geen niks, is oorlewing. Dan is ouens wat leef vir sukses. So hulle het nou besittings bymekaar gemaak, hulle het aansien. Hulle kan plesiere in die lewe bekostig, so hulle sal fliek toe gaan, bietjie gaan uit eet, op vakansie gaan, so hulle leef op 'n ander vlak, hulle het sukses. En dan is daar mense wat betekenisvol lewe. Dis die mense wat die doel vir hulle lewe ken. Hulle weet hulle maak saak vir God. Hulle leef die 5 doele wat die Here vir hulle voorgeskape het uit. Nou kom ons antwoord eers hierdie vraag. Hoekom
maak jy saak vir God? Eerste ding is, Jesaja 44 vers 2, sê vir ons, dat toe ons nog in ons moederskoot was, toe het God daar aan ons gedink. Ek dink julle die versie daarvoor, dat ek net gou saam met julle om lees, as hy net na my Zoom toe wil gaan. As ek nog enigstens op Zoom. Geties. Ekskuus julle, ek wil net my Zoom oopkry. OK, hier is hy. Hy's op ons blaadjie. Ek het hom nie op die ding, want ons het hom nou so vir die kerk gemaak. Ek wil net vir julle die versie gou lees, as julle my net so oombliekie gee, gaan ek hom net gou hier oopmaak. Wat daai versie vir ons sê in Jesaja 44. Dat in jou moederskoot het God nog aan jou gedink. Ek wil hom net gou vir julle hierso lees. OK, hy sê, so sê die Here wat jou gemaak het. Hy wat jou gevorm het in die moederskoot. Daar sê die Bybel vir ons duidelik, dat toe jy nog in jou moederskoot was God betrokke. Het hy jou gevorm in jou moederskoot. Daar was God reeds intens met jou besig, want jy het vir hom soveel saak gemaak. So dis die eerste ding, is dat ons weet, ons maak vir God saak, want in jou moederskoot was hy al daar. Die tweede ding lees ons in Psalm 139 vers 6, vir julle dit ook net lees. Hy sê, U het my al gesien, toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskryf, nog voordat ek gebore was. Want soveel maak jy saak, dat God reeds, toe hy jou geskaap het en gevorm het in jou moederskoot, het hy reeds elke dag van jou lewe reeds opgeskryf. Want soveel maak jy vir hom saak. En dan die laaste vers is in Psalm 33 vers 11, waar ons lees, maar die Here se planne staan vir altyd vas. Sy beplanning geld van geslag na geslag. Nou kyk, jy's in God se plan. En hy het jou so geskape. Dis ongelooflik dat hy jou gemaak het. Dat jy nie net gemaak is om op hierdie aarde net so te leef nie. Hy het jou gemaak dat as hierdie aardse tyd verbygaan, gaan jy outomaties uit hierdie liggaam uit, gaan jy nog aanhou leef, want hy het jou gemaak vir ewig. Hy het jou gemaak om vir ewig te lewe. 2 Korintiërs 5 vers 1 sê vir ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly vir ewig staan. Sien, die Here het jou nie uit, jy was vir hom so belangrik en so kosbaar, en hy wil jou so lief hê, dat hy seker gemaak het, toe hy jou maak, gaan jy vir altyd bly staan. Want ons is nie gemaak net vir hierdie aarde nie, ons is gemaak vir altyd, want dis hoe lief hy jou het. Die derde vraag wat ons moet antwoord, is wat is my doel? Dis die vraag wat ons vra oor intensie. Wat is my doel? Dawid het dit ook gevra in Psalm 89 vers 48. Dink tog daaraan hoe kort die lewe is, hoe min daar in die lewe is vir al die mense wat deur U geskep is. So Dawid het ook so half gevoel, daar's so min, wat is die doel hiervan? Daar's so min wat hier aangaan. So wat is die doel van al hierdie dinge? Daar was 'n man met die naam van Bertrand Russell, hy's 'n filosoof. Hy het gesê, as jy nie aanneem dat daar 'n God is nie, dan het die vraag van die doel van ons bestaan geen waarde nie. So enige iets sonder 'n doel word altyd misbruik of mishandel. So as jy nie besef dat hierdie lewe het werklik 'n doel nie, dan gaan jy jou lewe nie leef asof daar 'n doel is nie. So jy doen maar allerlei dinge, drink, slaap rond, rook, gebruik dwelms, wat ook al, want wat maak dit in elk geval saak? Ons mos nog geen doel nie. So daar is 'n paar verskillende maniere hoe mense dan nou leef, so sonder 'n doel. So jy kry die oorlewer. Hy probeer net oorleef. Kom ons probeer net een dag op 'n slag. Dat ek net okay is vir vandag. Ek is 'n oorlewer. Of jy kry 'n naturalis. Hy sal vir jou sê, ontspan en plant voort. Hou net die spesie aan die lewe. Dis hoekom ons hier is. So plant net voort, laat daar, en moenie net as man en vrou 2 kinders kry nie. Laat daar maar 3 wees, dat ons net 'n bietjie meer, dat ons die spesie kan laat voortbestaan, sal hulle nou vir jou sê.
En dan kry jy die hedonist wat sê die lewe gaan oor pret hê. So jy moet net lag, kry net pret in. Maar die waarheid is die lewe is nie altyd 'n liedjie nie. Dinge loop partykeer 'n bietjie skeef en dan weet jy nou nie lekker hoe om nou weer die pret in die lewe, want dis tog nou waaroor die lewe gaan. Dis mos nou die doel. So as dit nou die doel is van die lewe en my lewe werk nou nie uit nie, of ek voel nie lekker nie en ek lê met COVID in die bed en nou hoe moet ek nou lag en nou voel dit, dan verloor jy weer jou hele doel en jou hele die rede vir jou bestaan. Of jy kry 'n materialis. Sy hele fokuspunt en hoekom hy bestaan is, hy sê kry net alles bymekaar wat jy kan. Maar en kry net besittings, soos werk net baie hard en maak baie geld en koop goed en dat jy net goed het op hierdie aarde, maar die waarheid is, of jy ryk is of arm is, as jy doodgaan het jy niks, jy vat niks saam nie. So as dit die doel is van die lewe, dan is daar ook nie eintlik 'n punt nie. So daar's net een antwoord met hierdie vraag. En dit is, ons moet die Skepper vra en ons moet die handleiding lees. So Spreuke 9 vers 10 sê, wysheid begin met die dien van die Here. Wie die Heilige ken, het werklik insig. So as ons hierdie vraag wil antwoord van wat jou doel is op aarde, dan gaan ons terug moet gaan na die handleiding en ons gaan werklik vir die Here moet vra, Here, wat is die doel? Kolossense 1 vers 16 sê vir ons, God het deur hom alles geskep, wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Julle sien, dit gaan nie oor ons nie, gaan nie oor jou nie. Alles gaan oor God. Dit is vir hom en deur hom geskep. Alles op hierdie aarde gaan alleenlik oor hom. En in die volgende 40 dae gaan ons hierdie 5 hoofdoelwitte gaan ons uitpak. Nou hoekom 40 dae? Hoekom het ons besluit dit moet 40 dae wees? As jy nou baie tyd het vandag en môre op die vakansiedag, kan jy nie nou maar sit en dan lees jy gou die hele boek deur en dan is jy mos nou klaar. Dan het jy nou die doel en dan kan jy nou voortgaan. Party van ons is mos so. Die ding is, dit moet 40 dae vat. Want die Here het 40 dae in sy woord, het hy 40 dae gebruik om mense se lewens te transformeer. Noag, dit was 40 dae se reën, wat die Here hulle in die ark veilig bewaar het, sodat hy hulle kon voorberei, sodat dat hulle nou weer 'n nuwe begin kan maak. Moses het 40 dae op berg Sinai spandeer. Dawid is 40 dae uitgedaag deur Goliat, voordat hy hom met 'n klip gaan doodgooi het. Jesus was 40 dae in die woestyn. Die disippels het 40 dae saam met Jesus na sy opstanding gewandel voordat hy toe nou opgevaar het. Dit was ook 40 dae wat hy hulle daarmee voorberei het vir wanneer hy nie meer hier is nie en die Heilige Gees kom en hulle moet begin kerke stig en begin om hulle doel uit te leef. En so gaan ons nou op 'n 40 dae reis. In hierdie 40 dae is daar 'n paar belangrike goed wat ons regtig van jou wil vra. Om seker te maak dat hierdie 40 dae nie verbygaan sonder dat jou lewe transformeer, sonder dat jy met 'n sekerheid in jou hart kan sê, ek weet wat my doel is. Ek weet wat nooit weer gaan die duiwel in my oor kan fluister of gaan 'n selfmoordgedagte vashou plek aan my kry nie, want ek weet hoekom ek hier is. Doodreg, baie dankie Matie, skus julle oor dit, hoor. Alright, so ek vat hom net weer daarvan die goedjies wat ons hierdie laaste rukkie net gou vir julle wil vra. Dat jy net doodseker maak dat jy met hierdie goeders jouself regtig verbind. So die een Matie het gesê van die klein groepies. Nou, die belangrike ding daarvan is, ons gaan 'n paar van dit wat Sondag bespreek is, gaan herhaal word en vasgemaak word. Nou, ek weet vir party van julle is dit 'n uitdaging om te sê, ek gaan nou deel raak van 'n klein groepie. En nou moet jy nog 'n uur ergens, moet jy nou uitgaan maar ek wil julle regtig uitdaag om daai stap te vat. En jy kan met die groepleier eerlik wees en sê, weet jy, ek is verskriklik bang vir COVID of wat ook al. En verstaan, ons dra maskers en ons sit 1,5 meter uit mekaar uit. Ons doen wat ons moet doen.
maar ons kom by mekaar en ons kyk mekaar in die oë en ons sê vir mekaar, ouens, hierdie is wat ek Sondag gehoor het. Hierdie is waar ek is. Dis wat ek ervaar. So kom ons bid saam, laat hierdie ding kan vas lê in my hart. Laat ek weet wat my doel is. So moet asseblief nie benoud wees om voort te gaan met daai, om deel te raak daarvan nie. En ook soos wat Mati gesê het, as jy 'n groep bywoon en jy voel, "Sjoe, maar ek het nie lekker aanklank met hierdie mense nie." Dis oukei. Kontak vir my of vir Mati en sê, "Hoorie, ek was nou by hierdie mense, ons gaan regtig nie sleg dink van jou nie, maar ja, ons gesels so lekker nie. Is daar 'n moontlikheid dat ek na 'n ander groep toe kan gaan?" Dan sê ons vir jou, "Hoorie, daar's nog 'n groep, of miskien pas die tyd jou nie." Dan sê ons, "Oké, weet jy, hierdie groep kom dan by mekaar maar kom ons sorteer dit hierdie week uit, dat jy betrokke raak by 'n groep." Dis ons vra eintlik 'n uur. Ek weet nie of al die groepe so is nie. Maar meeste van die groepe kom net so uur by mekaar. So dis nie dat jy 'n aand moet uitsit en dit raak middernag en die mense praat nie. Kom dan by 'n groep wat net 'n uur is, verstaan? Ons kom 'n uur by mekaar, ons gesels, ons bid vir mekaar, ons ondersteun mekaar. Die groepe is nogal lekker klein, so dis bietjie intiem. So ja, as Mati gaan vandag vir julle boodskappe stuur, so asseblief laat weet as ietsie van dit nie vir jou werk nie, sodat ons kan probeer om jou by 'n groep vas te kry. En dan is daar die wat jy moet lees. Nou, die e-mails wat ons uitgestuur het is die boek. Ek weet party van julle het my laat weet julle het die boek Purpose Driven Life. Dit is dieselfde ding. Dit is die boek. Okay. So hy is op PDF beskikbaar. Jy kan hom ook self download as jy wil. Hy is op die mens Google hom, dan kom hy op PDF die hele boek. So jy hoef hom eers te koop nie, maar jy kan hom koop ook as jy wil. Nou elke oggend 15 minute, jy moet of ek sê nou oggend, maak regtig die saak nie. As dit in jou lunchure is, jy kan besluit vir die aand voor jy gaan slaap, besluit net op 'n vaste tyd sodat jy kan commit dat jy elke dag daai stukkie lees. Elke dag, want die stukkies wat julle nou hierdie week gaan lees, so die eerste 6 dae se stukkie, gaan oor wat ons vandag oor gepraat het. So dit lê dit vas. En dan volgende week wat ons dan nou daai Sondag oor praat, die goeders wat ons daai week lees, lê weer daai vas. So dit is geweldig belangrik dat julle môreoggend begin. Nou as jy nog nie die ding kon kry nie, laat weet, dan stuur ons dit so lank op die groep tot jy nou die e-mail het, maar jy moet môre begin en jy moet sorg dat jy vandag daai goed het, dat jy reg is, dat jy jou tyd besluit het sodat jy elke dag kan lees. En dan wil ons julle vra om seker te maak julle nie 'n diens mis nie. Omdat elke diens lê dan 'n fondasie elke week wat dan nou vir die week vasgelê word. So ons het nou hierdie een opgeneem, al het dit so 'n bietjie met hikke en stote gegaan vanoggend dat ons nou nie grap daaroor nie, maar anyway, ons het hom opgeneem en ons gaan hom dan probeer op YouTube sit sodat as enigiets gebeur en jy kan nie Sondag nie by die kerk wees nie of jy kan nie die Zoom bywoon nie, dat jy hom nog steeds kan gaan luister op YouTube. So ons probeer om vir julle baie opsies te gee. Maar jy moet commit om te sê jy gaan elke week. En beste is as jy dit die Sondag al luister, sodat jy nou nie Woensdag eers want dan is dit ook 'n bietjie agterstevoor. Sodat jy probeer, eerste prys is om kerk toe te gaan vir die wat kan, tweede prys is Zoom, of hoe dit ook al sê, maar solank jy dit doen, dat jy die inligting inkry, en dat jy wakker sit daar op jou bed en nie douse of nie, dat jy mooi luister sodat jy hierdie kan vaslê. En dan begin jy nou elke dag jou 15 minute lees, dan maak jy seker jy kom by 'n klein groepie uit 'n ure week, en dan gaan daar ook 'n Bybelversie wees wat jy elke week moet leer, dat ons vir julle gaan opsit. As jy regtig wil op die blaadjie, kan jy eintlik enige van daai Bybelversies lees wat uitgespring het na jou. Ons wil hê julle moet elke week ook 'n Bybelversie leer wat vir jou regtig vasmaak wat jou doel is. Hoekom is jy hier? Sodat daai woord regtig ons harte kan kom vassink. So dit is regtig wat ons vir jou wil vra. So om jou doel te vind, moet jy God leer ken en sy woord lees. En dit is wat ons gaan doen. So ons gaan vaskom by daai. So kom ons som net gou op en ons maak dit gou hierdie 3 vrae net gou weer vir ons vas, in geval ons hier ergens mekaar verloor het langs die pad. So, hoekom leef ek? Sodat God sy liefde, sy nimmer eindige liefde op my kan uitstort. Hy het my gemaak vir sy liefde. Maak my lewe enigsins saak? Verseker maak jou lewe saak. Want jy is reeds in jou moederskoot, deur God gevorm. Al die dae van jou lewe is opgeskryf. Elke dag maak saak. En jy is gemaak om vir ewig te bestaan. Want hy wou jou graag by hom hê vir altyd. So jy maak verseker vir hom saak. Wat is jou doel? Ons gaan begin om hierdie 40 dae journey saam te stap. Ons gaan hom leer ken.
Hy is jou skepper. Ons gaan sy owner's manual lees, die woord. En saam gaan ons ontdek wat ons doel dan nou eintlik is. Maar onthou dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan glad nie oor jou nie. Dit gaan alles oor hom, vir hom en deur hom. Ek dink ek is ek nog op. Ja, okay. Ek wil net gou hê, laat ons net gou 'n bietjie lekker saam bid. Ek hoop die tegnologie laat ons nie in die steek nie. So ek gaan gou 'n bietjie vir ons saam bid. En regtig, ons vertrou saam die Here dat hierdie betekenis en doel van ons lewe vasgelê word in ons hart. Sluit die oë. Here, baie dankie dat U so betrokke was by my as mens, dat U, toe ons nog elkeen in ons moederskoot was, het U ons kom vorm. En daar het U reeds elke dag van ons lewens opgeskryf. En voordat die aarde geskep was, Here, het U ons in gedagte gehad. En U het ons gemaak omdat U ons wou lief hê. Here, ek bid dat U vir elkeen van ons sal kom openbaar hoe ongelooflik lief U vir ons het. Sodat as ons kan ontdek hoe lief U ons het, dan, Vader, weet ek, kan dit vir ons onmoontlik wees om U nie terug lief te hê nie, en verhouding met U te bou nie. Here, ek bid as ons, soos ons hierdie 40 dae reis nou begin, dat U ons elkeen by die hand sal vat. Help ons, Here, om te commit, sodat ons hierdie journey kan stap en te kan ontdek hoe ongelooflik belangrik elke dag van ons lewens is. Ek bid, Here, dat U elke leuen sal kom stilmaak en U waarheid sal kom uitbasyn oor elkeen se lewe. In Jesus se naam vra ons dit. Amen. Okay, julle, ek hoop van harte dat die boodskap by julle kon uitkom te midde van die tegnologiese glitches wat ons bietjie beleef het hier in die begin en weer later. En dat julle regtig 'n ongelooflike dag het en 'n wonderlike Vrouedag vir al die dames daar buite. En 'n lekker lang naweek en lekker kan rus. Bid ook sommer vir ons as ons nou weer 'n diens gaan hou, dat ons dat elke persoon se hart voorbereid sal wees, en ek bid regtig dat die Here die woord net al hoe vaster in jou hart sal kom maak. En as jy nou lekker wakker is en uit die bed uit is en jy het besluit jy wil dit 'n tweede keer hoor, is jy nog steeds welkom by die kerk, want ek dink ons is nou 30. So ons is nog plek vir 20. Ja, maar ons mis julle. Ons hoop ons kan mekaar vinnig weer sien en weer lekker saam kuier. Wonderlike Sondag vir julle, hoor.